Ons gaan aan met 1 Konings, hoofstuk 17. Die profeet Elia by die Krit en in Sarfat. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê: "So waar as die Hemelse Vader, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord." Toe kom die woord van die Hemelse Vader tot hom en sê: "Gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit van Krit, wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit die spruit drink. En ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou." En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Hemelse Vader, en hy het gaan bly by die spruit van Krit, wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorgens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Hemelse Vader tot hom en sê: "Maak jou klaar en gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou." Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om haar houtjies bymekaar te maak, en hy roep haar en sê: "Gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink." Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê: "Bring tog vir my 'n stukkie brood saam." Maar sy antwoord: "So waar as die Hemelse Vader, u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in 'n pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe." En Elia sê vir haar: "Wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Hemelse Vader, die God van Israel: die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Hemelse Vader reën op die aarde sal gee." En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, en sy en hy het haar gesin dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak nie, en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Hemelse Vader, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword, en sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Toe sê sy vir Elia: "Wat het ek met u gedoen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak." Maar hy antwoord haar: "Gee jou seun vir my." En hy het hom van haar skoot afgeneem en hom opgedra na die bokkamer, waar hy self gewoon het, en hom op sy bed neergelê. En hy het die Hemelse Vader aangeroep en gesê: "Hemelse Vader, my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef 'n onheil gebring, deur haar seun te laat sterwe?" Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind, en die Hemelse Vader aangeroep en gesê: "Hemelse Vader, my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer." En die Hemelse Vader het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Daarop neem Elia die kind en bring hom af uit die bokkamer in die huis en gee hom aan sy moeder. En Elia sê: "Kyk, jou seun lewe." En die vrou sê vir Elia:
Nou weet ek dat u 'n man van God is en dat u die woord van die Hemelse Vader in u mond waarheid is. Tot sover. Hoofstuk 18, Elia en die profete van Baal. En geruime tyd daarna het die woord van die Hemelse Vader in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon, en die hongersnood was swaar in Samaria. En toe Agab Obadja, wat oor die paleis was, roep, en Obadja het die Hemelse Vader baie gevrees, want toe Isabel, die profeet van die Hemelse Vader uitgeroei het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land na al die waterfonteine en na al die spruite, miskien sal ons gras kry, sodat ons perde en myle in die lewe kan hou, en van die vee nie hoef uit te roei nie. En hulle het die land onder mekaar verdeel om dit deur te trek. Agab het afsonderlik met een pad getrek en Obadja het afsonderlik met 'n ander pad getrek. Terwyl Obadja op die pad was, kom Elia hom met eens tegemoet, en toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra, is dit u, my heer Elia? En hy sê, dit is ek, gaan sê vir jou heer, Elia is daar. Maar hy vra, wat het ek gesondig dat u dienaar oorgee in die hand van Agab, om my om die lewe te bring? So waar as wat die Hemelse Vader, u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my Heer nie heen gestuur het om u te soek nie. En as hulle sê, hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer dat hulle u nie kon vind nie. En nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar, as ek nou van u af weggaan, en die gees van die Hemelse Vader u wegneem, ek weet nie waarheen nie, en ek kom om Agab te bring en hy vind u nie hier nie, dan sal hy my doodmaak, en u dienaar vrees die Hemelse Vader van sy jeug af, en dit is nie aan my Heer meegedeel, wat ek gedoen het toe Isabel, die profeet van die Hemelse Vader gedood het nie, dat ek van die profete van die Hemelse Vader 100 man, 50 by 50 in die spelonk weggesteek het en hulle met die brood en water onderhou het. En nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar, dat hy my kan doodmaak. Maar Elia sê, so waar as die Hemelse Vader van die leerskare leef, vir wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan en hom meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Hemelse Vader verlaat het, en agter Baals aangeloop het. Stuur dan nou en laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg van Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera, wat aan die tafel van Isabel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Hemelse Vader God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Hemelse Vader, terwyl die profete van Baal 450 is, maar laat hulle vir ons 2 bulle gee, dan kan hulle vir hulle 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op hout sit, maar sonder om vuur te maak,
en ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Hemelse Vader aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle een bul uit, en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle het die bul wat hy hulle gegee het geneem en dit gereed gemaak in die naam van Baal, van die môre tot die middag aangeroep en gesê, O Baal, gee ons 'n antwoord, maar daar was geen stem en niemand het geantwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe die middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n God. Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis, miskien slaap hy en moet wakker gemaak word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik met swaarde en spiese stukke geskerwe, tot die bloed op hulle uitgespuit was. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word, maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my, en die hele volk het nader gekom na hom, en hy het op die altaar van die Hemelse Vader herstel, wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Hemelse Vader gekom het, om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou die klippe 'n altaar in die naam van die Hemelse Vader. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad, en die hout gerangskik en die bul stukke verdeel bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout, en hy sê, doen dit vir die tweede maal, en hulle het dit vir die tweede maal gedoen, en hy sê, doen dit vir die derde maal, en hulle het dit vir die derde maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot het vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer gebring het, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Hemelse Vader, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek U knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my, Hemelse Vader, antwoord my, sodat ek hierdie volk kan erken, dat U, Hemelse Vader, God is, en dat U hulle harte tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Hemelse Vader neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval, en gesê, die Hemelse Vader, hy is God, die Hemelse Vader, hy is God. En Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry maak nie. En hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit van Kison, en hulle daar geslag. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet, drink, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim, en hom op die grond neergebuig, en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Daarop sê hy vir die dienaar, klim tog op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal, en die 7de maal roep hy, daar gaan die wolkies soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in, trek af, dan dat die reën jou nie terughou nie. En in die oogwink was die hemel swart en die wolke en die wind
en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesrael. Maar die hand van die Hemelse Vader was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesrael. Tot sover. Hoofstuk 19. Elia vlug vir Isabel en kom by die berg Horeb. En Agab het aan Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het, en ja, alles toe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Barseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar selfs het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Hemelse Vader, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder die besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Hemelse Vader het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb. En hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Hemelse Vader het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Hemelse Vader, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Hemelse Vader en kyk, die Hemelse Vader het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Hemelse Vader uit. En die wind was die Hemelse Vader nie. En na die wind 'n aardbewing, en die aardbewing was die Hemelse Vader nie. En na die aardbewing 'n vuur, en die vuur was die Hemelse Vader nie. En na die vuur die gesuis van sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan, en daar gekom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Hemelse Vader, die God van die leerskare, wat die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profeet met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Hemelse Vader sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat uit Abel Mahola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hazael vry raak, hom sal Jehu doodmaak. En hy wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het toe daarvandaan weggegaan, en Elisa, die seun van Safat,
aangetref terwyl hy aan die ploeg was met 12 pare osse voor hom en hy het self die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem 'n paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hulle die vleis gekook en aan die mense gegee, en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Tot sover.